Welkom by die 6de episode van Flipping Economics. In hierdie episode gaan ons kyk na nut en die wet van dalende grensnut. Wat wil ons as mense hê? Dink bietjie daaroor. Geluk. Mens wil gelukkig wees. Hoe is mens gelukkig afgesien van jou familie, vriende en die see? Ons is gelukkig as ons verbruik. Ons gebruik en gebruik goedere en dienste. Jy soek 'n nuwe Volkswagen GTI of 'n huis by die see, of 'n pizza, 'n sjokolade, 'n lekker gebraaide choppie of 'n bak groente as jy nou regtig lus is. In ekonomie gebruik ons die term nut. Nut verwys na verbruikersbevrediging. Wat is die graad van verbruikersbevrediging wat 'n verbruiker kry uit die verbruik van sekere goed of diens? Ons kan nut meet op twee maniere. Die eerste manier is kardinale nut. Kardinale nut beteken jy heg waardes toe aan 'n sekere produk of diens. 'n Bier gee vir jou 'n waarde van 100 utils en 'n sjokolade gee jou 'n waarde van 45 utils. Ordinale nut beteken jy sit produkte in spesifieke orde. Byvoorbeeld 'n pizza is eerste en dan 'n Oreo koekie. Karl is 'n student en swat ekonomie by die Noordwes Universiteit. Karl is gewoond om bier te drink en om Maggie tuna en noodles te eet. Maar baie belangrik, moenie vergeet om tuna daarby te sit nie. Maar Kyle het eintlik 'n baie spesiale plekkie vir iets in sy lewe. Hy het 'n voorliefde vir kondensmelk en kondensmelk maak hom ontsettend gelukkig. Kyle word die geleentheid gebied om deel te wees aan 'n eksperiment. Aan hom word onbeperkte aantal blikke kondensmelk verskaf. Net kondensmelk, nie water, Coke of enige ander produk nie. Kyle het dus gratis toegang tot enige hoeveelheid kondensmelk wat hy kan drink. Na elke blik kondensmelk wat hy drink, het Kyle 'n waarde aan elke blik geheg. Hierdie waardes verwys ons na utils. Dit beteken hoeveel nut het elke blik kondensmelk vir Kyle gegee. K verwys na die hoeveelheid blikke kondensmelk en MI die aantal utils. Vir die eerste blik kondensmelk het Kyle 'n waarde van 50 utils gegee. Die tweede blik het hy steeds geniet en 'n waarde van 40 utils gegee. Die derde blik was glad nie meer so lekker soos die eerste blik nie en hy gee 'n waarde van 10 utils. Met die vierde blik voel Kyle nie meer so lekker nie en hy gee 'n waarde van 0. Met die vyfde blik forceer jy vir Kyle om dit te drink en hy raak groen. Hy gee 'n waarde van -5 utils. Wat ons van hierdie eksperiment kan aflei, is as jy vir een verbruiker presies dieselfde produk gee om te verbruik, sal die nut na die betrokke produk afneem. Hierdie verskynsel noem ons die wet van dalende grensnut. Kom ons kyk verder na Kyle se nutwaardes. Kan jy sien dat Kyle se marginale nut wat hy gegee het vir elke blik kondensmelk afgeneem het? Totale nut is die som totaal van die marginale nut. As ons kyk na die totale nut, kan ons sien totale nut het toegeneem tot op 'n stadium en dan afgeneem. So totale nut het 'n maksimum bereik, dit wil sê 100, en daarna het sy nut begin afneem en hierdie verskynsel sal gebeur waar marginale nut 0 is. In die volgende episode gaan ons kyk na die teorie van produksie.